Goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 30. Daar staan: ons Vader en ons troue God, beskikker van ons deel en lot. Ons dank u vir u troue wag, oor ons gehou deur hierdie nag. Verleen ons na die nag se rus, vandag die wysheid, krag en lus, dat ons met hernieude krag u eer met arbeid deur die dag. En dan is daar nog 'n paar verse wat volg, maar vers 7 is ook besonder: gee deur u woord die krag en lig, dat Satans ryk al verder soog. Versterk die kerk en owerheid, bewaar ons volk van twis en stryd. En ag vriende, as ek net kyk na hierdie pragtige gesang, dan besef ek dat dit so ooreenkom met die skrif, en ons het so nodig om werklik vir die Here te vra. Here, help vir ons, dat na die krag wat ons geput het uit die nag se rus, dat ons werk met ywer sal doen tot verheerliking van u naam, maar dat ons bede altyd sal bly, dat u koninkryk sal kom en dat u wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie reeks wat handel oor die 10 gebooie, en hoe dit van toepassing is op die kerk van die Here Jesus vandag. En ek het vir u gesê, vriende, dit is belangrik om na hierdie 10 gebooie te kyk in die lig van die hele Bybel, want u sien die hele skrif, Ou en Nuwe Testament, is deur die Here geïnspireer, en ons het nodig om ook vanuit die Ou Testament te sien wat die Here vir sy volk gesê het, hoe dit van toepassing is op ons in die Nuwe Testamentiese kerk, en ook te sien hoe die Here vir ons dan leer en onderrig vanuit sy woord. Die hele skrif is deur God ingegee, daarom kyk ons vanuit 'n Bybelse perspektief ook hierna. Nou, ons het gister 'n bietjie stilgestaan by die gedagte van ons mag geen ander afgode voor God se aangesig hê nie. U sal onthou, ons het lees daar uit Eksodus 20 vers 4, jy mag vir jou geen gesneede beeld of gelykenis maak nie, jy mag voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien. Ek het vir u gesê hoe streng die Here was oor die afgodediens in die volk Israel se lewe, en hoe die Here vir hulle getuigtig het, omdat hy 'n jaloerse God is. En ek het vir u gesê, hierdie jaloesie, vriende, is nie die feit dat die Here een of ander uitbarsting het op 'n stadium, en dan in hierdie toren wat deur jaloesie opgewek is, sy volk getuigtig het en van hulle gedood het nie. Nee, ek het vir u gesê, hierdie jaloesie is eenvoudig omdat God die skepper is. Hy het die volste reg om alleen aanbidding van ons as sy skepsele af te eis. En die Bybel sê, ons mag geen ander God voor sy aangesig hê nie. Soos ek jaloers is op my vrou en haar nie wil deel met ander mans nie, so wil die Here my ook nie deel met die afgode van die wêreld en die sonde van die wêreld nie. En daarom sal God nie mededinging duld nie. En daarom is het belangrik dat ons dit sal sien. Maar ek het vir u gesê, ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by die 2 aspekte wat van toepassing is op ons as Nuwe Testamentiese kerk. Want u sien, baie mense in die kerk van die Here dink hulle is nie besig met afgodediens nie, terwyl hulle inderdaad besig is daarmee. En ander mense dien 'n vreemde God en hulle sê dit is die God van die Bybel. So kom ons kyk gou na hierdie 2 aspekte, juis onder hierdie gedagte dat ons geen ander God voor die aangesig van die Here mag hê nie. Nou vriende, as ons kyk na die kerk van die Here Jesus vandag, moet ek vir eerlik sê dat ek dink die meeste in die kerk van die Here, en dit is nie sommer net 'n radikale uitspraak of 'n ondeurdagte uitspraak nie. Maar ek moet vir u sê, met die navorsing wat gedoen word, met onderhoude wat gevoer word met mense, met gesprekke wat jy met die deursnee kerkmens, kom jy agter dat die deursnee kerkmens besig is met afgodediens. Johannes, die langslewende apostel, sê in 1 Johannes 5:21, kinders, bewaar julle van die afgode. Waarom sou Johannes kort na die Here Jesus se dood en opstanding en die stigting van die kerk vir hulle sê, bewaar julle van afgodediens? Want afgodediens alreeds ingesluit in die Nuwe Testamentiese kerk in die tyd van Johannes. Die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken, sê die Bybel. En as die volk in die Ou Testament, vriende, so vinnig verval het in afgodediens, is ek nie daarvan gevrywaar nie. Nou wat is die afgode in ons dag en tyd? Wat ons sien, maar ons dink nie dis afgode nie. En ag vriende, daar is 'n menigte goed wat ons kan noem, maar kom ons lig 'n paar dinge uit. En 'n afgod is eintlik maar enige iets wat die plek van God inneem. Iets waaraan ons tyd en energie en al hierdie dinge wy meer as aan die Here. Ons maak of opofferings daarvoor en stel die Here tersyde om hierdie goed na te jaag. En dit kan dinge wees, vriende, soos werk. Dit kan goed wees soos geld. Dit kan goed wees soos besittings, motors, huise, bote. Dit kan sport, my PlayStation, my selfoon. Ag, u kan nou maar daar invul wat u ook goed dink. En u moet u lewe voor die Here vanmôre ondersoek. Want as ons wil weet of ons besig is met afgodediens, kyk die afgelope dag
week, maand en jaar waarmee jy besig was? Wat het die meeste van jou tyd in beslag geneem? Waarmee was jou gedagte die meeste besig? Was die dinge wat jy gedoen het tot verheerliking van die Here of tot bevordering van jouself? En dit is alles tekens of jy met afgodediens besig is. En daarom is daar baie mense in die evangeliese kerke van vandag wat eintlik besig is met afgodediens terwyl hulle dink hulle dien die Here. Dis amper soos die goue kalf waar die volk Israel in Eksodus 32 gesê het, jy het ons uit Egipte land gelei. Is daar baie mense wat vandag sê, die Here is my God, maar as die tyd vir hom nie, hy neem die agterste sitplek in my lewe in. Ek is besig met die versameling van soveel dinge, geld, rykdom, roem, mense. Ek spandeer my tyd op die foon, op die PlayStation, op sport, by die sportstadiums, en ek wil vir u sê, dis afgodediens in ons lewe, en ek is baie ernstig oor hierdie goed, want vriende, die Bybel sê, as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Onthou, ons moet nie op die weegskaal van God geweeg word, en te lig bevind word nie. God is 'n jaloerse God, en hy eis aanbidding van sy kinders, en daarom is afgodediens dinge wat belangriker is, as die Here in my lewe. Maar die tweede gevaar wat die kerk van die Here vandag ook mee sit, is dat ons 'n valse God kan aanbid, deur 'n idee in ons kop te vorm van wie God moet wees, hoe hy moet optrede, hoe hy moet lyk en hoe hy moet doen. Ek het al met soveel mense gepraat en, ag vriende, dan sê hulle, ons is lief vir God en hy's almagtig en hy's alleen wys en hy is soewerein en hy's liefdevol en genadig en barmhartig. En dan begin jy sekere tekste in die Bybel uithaal, sekere gedeeltes waar die Here volkere met die banvloek getref het, en waar die Here sê, ek het Jakob lief, maar Esau het ek gehaat, en waar die Here sekere uitsprake maak, vriende, dan raak mense baie geïrriteerd. Uitsprake soos die oordeel, die poel van vuur, en dan kom jy agter hulle uiteindelik vir hulle is God uitgekap, wat volgens hulle eie idees, oorleweringe en tradisie is. 'n God wat nie na reg die God van die Bybel is nie. En daarom sê die Here in Matteus 7, hy waarsku ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En dit lyk vir my of die westerse mens net nie die selfondersoek wil doen nie. Is hulle nie dalk besig met 'n afgod nie? Want daar is soveel wat God kategoriseer en in sekere afdelings plaas wat vir hulle gemaklik is. Afdelings van liefde en afdelings van verdraagsaamheid, en hy het almal lief, en almal gaan een of ander tyd in die hemel opeindig, en hulle is eintlik besig met 'n afgod. En dan is daar die ander kant van die munt, waar hulle vir hulle prentjies, beelde skep, idees vorm van wie die Here kan wees. Die Bybel sê ons moet die Here aanbid in gees en in waarheid. En kom ek lees gou vir u wat sê 1 Petrus 1 vers 6. Daar staan daarin, verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Christus Jesus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. 64 na Christus skryf Petrus hierdie woorde. Vriende, as daar een man was wat vir 'n beeldhouer kon sê, dis hoe Christus gelyk het, maak 'n beeld van hom sodat ons hom kan aanbid, was dit Petrus geweest. En Petrus sê nee, ons gaan nie 'n beeld maak van hierdie Christus nie, want dan gaan hierdie beeld ons God raak. En net soos die volk in die Ou Testament gaan hierdie beeld ons God raak. Nee, ons dien hom in geloof. Ons sien hom nie nou nie, ons kan nie nou aan hom vat nie, maar ons glo hy is, en hy is 'n beloner van die wat na hom soek. Charles Hodge skryf, hy sê, idolatry consists not only in the worship of false gods, but also in the worship of the true God by images. So ek het vir u gesê, vriende, dis belangrik dat ons self ondersoek sal doen. Het ons nie dalk 'n beeld van God in ons gedagte, 'n beeldjie wat ons miskien geskep het sy uit ons sonnaskoolboekies, of miskien wat ons gesien het wat die Rooms-Katolieke Kerk so graag wil deurgee, van hierdie man met die lang bruin hare en die baard en die wit kleed, wat so by my deur staan en klop met 'n lanterntjie wat brand. Vriende, pas op dat u nie met afgodediens besig is nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie beeld 'n valse beeld van die Here is. En dan ook belangrik, wat u glo van die Here. As u sê hy is soewerein, onthou hy is soewerein in alles. As u sê hy is almagtig, is hy almagtig in alles. As u sê hy is alleenwys, is hy alleenwys in alles. As u sê hy is liefde, dan is hy liefde in alles. As u sê hy is geregtigheid, is hy geregtigheid in alles. Met ander woorde, ons moet die skrif ondersoek. Die deursnee, en ek sê dit vir u met baie groot oortuiging in my siel, in die 27 jaar van bediening, die deursnee kerklidmaat is te lui om die skrif te ondersoek.
Hulle sal eerder luister na my oordenking van vanmôre voor hulle moeite sal gaan doen om werklik te gaan kyk in die kerkgeskiedenis wat die verstaan van God is, die almag van God, die grootheid van God, die heiligheid van God, sodat hulle hom kan dien in gees en in waarheid. Daarom sê die Here self, aan die einde sal baie sê, Here, Here, maar hulle sal nie in die koninkryk ingaan nie. Ja, vriende, hierdie saak is bitter ernstig. En daarom pleit ek by u, dat u nie net so lukraak deur die lewe sal gaan en met u ewige heil speel nie, maar dat u werklik self ondersoek sal doen en sal vra, Here, dien ek werklik u, of is ek besig met afgode, dinge wat ek belangriker ag as u, of 'n verkeerde verstaan van u, en deur 'n beeld wat ek gevorm het in my kop van u, en Here, nie die ware God van die Bybel nie. Daarom pleit ek by u, vriende, dat u werklik tyd sal neem met hierdie saak. Mag die Here vir ons wysheid gee. Mag die Here ons 'n goeie verstaan gee van sy skrif. Mag die Heilige Gees ons oë verlig, dat ons die wonders uit sy wet kan sien. Groete vir u, mooi dag verder, tada.